Ek groet julle in die naam van ons Here, mag julle 'n geseënde week hê wat voorlê. In hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, sê Paulus dat ons wat Christus aangeneem het as ons verlosser en saligmaker, dat ons 'n nuwe lewe moet leef, dat ons nuwe mense geword het deur die genade van Christus. In die voorafgaande gedeelte van hoofstuk 4 praat hy van die eenheid wat daar moet wees onder Christene. En ons lewenstyl moet dit bevestig. Ons as Christene moet 'n kenmerkende lewenstyl hê. Mense moet sommer dadelik kan sien, hier's iets anderster. Ons leef nie meer soos in die wêreld nie. Die eerste paar verse van die gedeelte wat ons gelees het, verduidelik Paulus hoe dit ons lewe gelyk het voor Christus, hoe dit ons heidense gedagtes gehad het, hoe dit ons harte verhard het, en hier gebruik 'n interessante Griekse woord, porosis, wat in Engels vertaal word met callus, of in Afrikaanse eelt. So mense kon sê, ons harte het vereelt. Ons het hard geword vir die dinge van God. En ons steur ons nie daaraan nie, en het ons nie daaraan gesteer nie, en gedoen het wat ons wil. Hy sê, maar nou in Christus moet ons nuwe mense word. Ons moet nuwe lewenstyl kry. Daar's nuwe standaarde, daar's nuwe praktyke wat moet sigbaar raak in ons lewe. En dit verg 'n bietjie werk van ons kant af. Die woord sê mos dat ons moet die God dien met ons hele hart en siel en verstand. So hier kom 'n bietjie verstandwerk. Ons moet bietjie dink, sê hy. Ons het geleer van Christus, ons het gehoor van Christus, ons is onderrig in Christus. So nou moet ons dit toepas in ons lewe. Ons moet ons denke nuut maak en ons moet begin lewe soos wat God wil hê dat ons moet lewe, dat hy geëer word in ons lewens. Hy sê dat as ons in Christus lewe, dan lyk ons heeltemal anders as voor die tyd. En dit is om God te kan eer in dit wat ons sê en doen en dink. En hy eindig die gedeelte deur te sê, hoe lyk 'n lewe wat tot eer van God is? En dit is dat ons heilig sal lewe en binne sy wil, nie meer ons wil nie. Mag dit die begeerte vir ons wees vir hierdie week wat voorlê. Seën vir jou.